Lekker. So my tema vanoggend is gesonde gewoontes. En dis die wet van die oes. En in die volgende 2 weke gaan ons praat oor gesonde gewoontes. Hoe lyk dit? Wat is dit? Hoe doen mens dit? Waarop moet ons fokus? En 'n gewoonte is iets wat jy meer doen as wat jy dit nie doen nie. So, byvoorbeeld, iets wat nie vir my 'n gewoonte is nie, is ek hardloop nie. Ek hardloop nie, net as iemand my jaag. Dis nie 'n gewoonte nie. 'n gewoonte kan iets wees wat ons daagliks herhaaldelik doen. Ons staan op, jy borsel jou tande, openlik, herhaaldelik, elke dag. Ons eet, ons gaan werk toe, ons het verpligtinge, ons kyk na ons kinders. Dis iets wat ons meer doen as wat ons dit nie doen nie. En in volgende 2 weke gaan ons kyk na verskillende tipe gewoontes. En ek wil spesifiek 4 uitlig wat ek regtig voel sterk binne ons lewe, binne ons konteks gevind kan word. Die eerste een is verhoudings. Hoe lyk die gewoontes binne jou verhoudings? Tussen jou man en tussen jou vrou, tussen jou en jou kinders. Hoe lyk die gewoontes in jou geestelike lewe? Is dit iets wat jy herhaaldelik doen? Lees jy jou Bybel? Spandeer jy die tyd met God? Dis gewoontes. Fisies. Hoe kyk jy na jouself? Is jy gesond? Hoe leef jy? Hoe lyk die keuses wat jy maak? En dan die laaste een is, hoe is jou finansiële gewoontes? Is dit gesond? Is die besluite wat jy maak goed? Of is dit iets wat regtig werk kort? Ek het laasweek so vinnig met julle gepraat uit Spreuke 4:23 en dit sê, wees veral versigtig wat binne jou hart aangaan, want dit bepaal jou lewe. Gewoontes bepaal ons lewens. Dis goed wat ons elke dag doen. Van die goed wat ons doen is goed wat sommer van selfsprekend kom, want jy het dit al soveel keer ingeoefen. Niemand sê meer vir jou, jy moet jou tande borsel nie. Jy weet jy moet jou tande borsel. Niemand sê vir jou, jy moet klere aantrek nie. Jy weet, jy moet dit doen. Dis gewoontes, dis goed wat ons elke dag onsself mee bevind. En as jy jou Bybel hier het vanoggend, lees ons uit Galasiërs 6. En ek nooi elkeen van julle uit om julle Bybels te bring. Ons wil graag uit die woord uitlees. Galasiërs 6. En ons gaan lees van vers 7 af. Ek gee julle so 'n oombliekie net om daar te kom. Galasiërs 6. Ek lees vandag uit die Nuwe Lewende Vertaling, vers 7. Almal daar? OK. Het sê vers 7 sê, moenie julle self mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Vers 9 sê, laat ons dan nie moeg raak om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Nou ons sien dat uit hierdie boek,
uit Galasiërs, is dit eintlik Paulus wat met die mense praat, soos wat ek met u vanoggend praat, is hy sê, hy probeer vir hulle iets verduidelik. As ek vanoggend vir jou moes vra, hoe gaan jou lewe in 5 jaar van nou af lyk? Dan sou dit gewoonlik gewees het, as ons kyk na verhoudings, as jy nou in 'n slegte verhouding is, of jou huwelik is op 'n slegte plek, dan in 5 jaar van nou af, in alle waarskynlikheid, sal jy en jou vrou nie meer by mekaar wees nie. Maar as ek in 5 jaar van nou af, julle was op 'n slegte plek, maar julle het besluit om die werk in te sit, om toe te nader aan mekaar, om mekaar te hoor, dan sou dit natuurlik in 5 jaar gewees het, dat julle floreer, dat julle mense inspireer, dat mense na jou verhoudings kyk, die verhouding wat jy met jou kinders het, en met jou familie, en hulle sou sê, wow, ek wil ook so wees. As jy kyk na jou geestelike lewe, en dalk is jy op 'n plek waar jy sê, sjoe, ek sukkel om by die Here uit te kom. Ek kom nie by hom uit nie. Dit kan of so lyk in 5 jaar van nou af, of in 5 jaar van nou af, kon jy 'n besluit geneem het en gesê het, ek gaan die Here prioritiseer, ek gaan hom eerste sit in my lewe, ek gaan die tyd uitkoop. Ek gaan sê in die oggend, 20 minute, of in die aand, ek gaan 'n ritme, ek gaan 'n gewoonte kry van iets wat ek moet doen. As ek dit wil hê, en dit moet 'n gewoonte raak in my lewe, dan is dit nie iets wat ek sommer net een keer kan sê nie. Ek kan nie vandag sê, vrou, ek is so lief vir jou, en môre beklei ek weer met jou nie. Dis nie iets waar ek kan sê, vandag lees ek die Bybel, en dan sien ek my Bybel eers weer oor 6 maande, of ek luister op 'n Sondag wat die pastoor sê nie. Jy sien, niemand is verantwoordelik vir jou geestelike lewe, behalwe jy nie. En as jy 'n man van jou huis is jy nog te meer verantwoordelik vir jou familie se geestelike groei, vir jou familie se verhoudings. As ek vanoggend vir jou sê, fisies, hoe jy lyk, miskien is jy nie gesond nie, miskien is jy op 'n slegte plek in terme van jou gewig, miskien is jy net nie op waar jy wil wees nie. Het jy 'n keuse dat in 5 jaar van nou af, in alle waarskynlikheid, gaan jy of groter wees, of meer probleme in jou gesondheid hê, of jy gaan sê, maar ek maak 'n keuse om my gesondheid op te tel. Die keuse lê by ons, en dit begin by gewoontes. Daaglikse ritmes wat ons vir onsself doen. Miskien sit jy in die meeste skuld wat jy al ooit mee gesit het, en jy kan of in 5 jaar van nou af sê, ek is gelikwideer, ek het niks meer nie, of jy kan sê, ek het in 5 jaar het ek my skuld afbetaal, en God het vir my soveel gegee, dat ek kan saai, ek kan 'n verskil maak in my gemeenskap, ek kan 'n verskil maak in die mense rondom my. Jy sien, op die ou einde is hierdie gewoontes lê by ons. Goed of sleg, is dit ons sinne. En ons lees in vers 7, dit sê, moenie julle mislei nie. Die Bybel wys vir ons, almal soek 'n oes. Is daar enige iemand hier vanoggend wat nie sê, ek soek 'n oes nie? Almal van ons soek 'n oes. Maar die Bybel lig eintlik een ding hier uit vir ons. Hy sê, almal soek 'n oes. Maar party wil nie werk vir daai oes nie. Party mense wil die oes hê. Hulle wil God se voorsiening sien, God se goeie gewoontes in hulle verhoudings, en hulle finansies, en hoe hulle fisies lyk, maar hulle is nie bereid om die werk in te sit nie. Almal van ons soek goeie uitkomstes. Maar sonder goeie gewoontes sal dit nie gebeur nie. Dit sal nie gebeur nie. Ons almal soek groei. Ons wil almal sê, ons het 'n noue verhouding met God. Maar sonder om saad in die grond te sit,
Want dis die vergelyking hier, dis jy gaan kry wat jy kry deur wat jy ingesit het. As jy 'n goeie verhouding met die Here wil hê, dan moet jy tyd spandeer met die Here. As jy 'n goeie huwelik wil hê, dan moet jy sê, hoe kan ek my huwelik prioritiseer? As jy goeie verhoudings met jou kinders wil hê, goeie finansies, dan moet jy kan sê, wat gaan ek doen om my gewoontes te verander as dit dan nie so is nie. Dit maak saak wat ons vandag doen. Amen. Dit wat jy vandag saai, gaan jy môre oes. En as ons daagliks saad saai, wat nie goed is nie, slegte gewoontes, dan gaan jy dit ook oes. Dan kan jy nie sê, maar Here, ek verstaan nie hoekom ek so sukkel, ek verstaan nie hoekom dinge so swaar gaan met my, of met my huwelik, of met my verhoudings nie, want dit bepaal jy. Hoe jy vandag die keuses maak in jou gesondheid, of in jou verhoudings, of jou identiteit, hoe jy jouself sien, maak saak. Dit maak saak. Vandag is 'n refleksie van gister en is wat dit môre vir jou gaan wees. As ek vanoggend vir jou moes vra, hou jy van die persoon wat jou gewoontes jou maak? Wat sou jou antwoord daarop gewees het? Hou jy van die persoon wat jou gewoontes jou maak? Onthou, gewoontes is iets wat ek daagliks doen. Hou jy van die goed wat jy daagliks doen? Sê dit iets van jou verhoudings? Sê dit iets van die goed wat jy doen? Die Bybel is baie spesifiek. Jy kry nou wat 'n saad jy in die verlede gesaai het. Dis baie spesifiek. Dis hoekom die teks sê, moenie julleself mislei nie. Moenie julleself mislei nie. Jy kry wat jy gesaai het. Die Here kan net sien wat jy saai. Die saad wat jy in jou verhoudings insit, gaan of groei en vrug dra, of dit gaan verwoesting bring. En die vraag vanoggend is die mikrobesluite, die daaglikse besluite, die ritmes wat jy in jou familie jouself in bevind, is dit goed vir jou môre? Is die besluite wat jy vandag of in hierdie seisoen van jou lewe neem, is dit goed vir die dag van môre? Want die Bybel is baie spesifiek. Hy sê, moenie jouself mislei nie. God laat hom nie spot nie. En wanneer die teks sê, God laat hom nie spot nie, dan wys dit eintlik vir ons iets. Die skrywer probeer vir ons eintlik wys hoe arrogant die mens kan wees. Want dit sê spesifiek, God laat hom nie spot nie. Dis 'n tipe arrogansie om te sê, dis asof die goed wat ek daagliks doen, nie saak maak nie. En wanneer ons 'n lewe leef, asof daar nie 'n God is nie, asof daar nie iemand is, wat vir ons rekenskap gaan gee nie, dan is dit ook so, dat daai saad iets gaan wys. Die teks sê, alles gee 'n oes. Alles wat ons doen, as jy jou man of vrou lelik hanteer of met hulle sleg praat, daar's 'n oes. As jy jou verhoudings koester, is daar 'n oes. Hoe jy werk met jou finansies, is daar 'n oes. As jy 'n verhouding met God afskeep, maar nog steeds 'n sterk verhouding wil hê, dan dui dit so bietjie op 'n arrogansie. Van ek wil alles hê, alles moet met my goed gaan, maar ek is nie bereid om die werk te doen nie. En dit is vir daai rede hoekom die teks sê, God laat hom nie spot nie. Want ons kan nie al daai goed hê,
maar nie bereid wees om die werk te doen nie. Ons kan nie goeie gewoontes hê as ons hele lewe wys dat ons slegte gewoontes het nie. En sien, in die volgende 2 weke gaan ek hierdie nog so 'n bietjie verder uit mekaar uittrek. Want die realiteit is, en dis wat vers 8 vir ons sê, wat jy saai, sal jy maai. Wat jy saai, sal jy oes. Dit is nie ek wat dit besluit het nie. Dit is 'n geestelike, maar ook 'n fisiese beginsel van God. Dis 'n wet. Wat jy insit in die grond, sal vir jou iets uitgee. Dit is 'n wet. En wat jy saai, maak saak. As jy nie hou van die plek waar jou lewe nou is nie, miskien is dit 'n plek van introspeksie. Miskien is dit 'n plek waar jy sê, miskien moet ek bietjie gaan stil sit en kyk wat 'n saad het ek gesaai. En is een ding om te sê, môre, volgende week, volgende maand. Maar wie van julle het al 'n dieet begin en gesê, ek gaan môre begin. En dan kom môre, dan gebeur daai dieet nie, of ek gaan môre gaan ons werk aan dit. Die uitnodiging is vandag. Jy kan nie môre begin vandag, maak 'n besluit in jou hart vandag. God, ek wil iets doen. Ek wil verander. Jy kry net wat jy saai. Jy kan bid, jy kan smeek, jy kan soebat, jy kan wens. Dit gaan nie maak dat die saad wat jy gesaai het, ewe skielik 'n ander oes oplewer nie. Sien, baie keer dan bid ons, Here, asseblief laat dit net floreer, laat dit net so wees. Maar dan, as jy na jou saad gaan kyk, is dit iets heeltemal anders as wat jy in die grond gesit het. En as jy vandag na jou verhoudings gaan kyk, na jou finansies, na jou verhouding met die Here, na jou perspektief oor die kerk, hoe sou dit lyk? En as jy wil oes, as jy wil guns hê, as jy wil vrug hê, dan moet jy 'n besluit neem. En gewone gesontes is iets wat ek keer op keer doen. En ek glo regtig, dis die woord wat die Here vandag vir ons wil gee. Kies vandag. Moenie wag tot môre nie. As jou gewoontes nie is waar jy dit wil hê nie, as jou lewe nie is waar jy dit wil hê nie, dan moet jy sê, ek gaan uitkoop, ek gaan tyd uitkoop. As my verhouding met die Here nie is waar ek dit wil hê nie, dan gaan ek sê, okay, hoe in my dag kan ek tyd skep vir die Here? Jy ken jou eie ritmes. Jy ken jou ritme, jy weet hoe hy elke dag lyk. As dit jou begeerte of jou behoefte is, dan moet jy daai tyd gaan uitkoop en stil word en jou Bybel lees en bid. Want sien, die arrogansie waar die Bybel sê, moenie jouself mislei nie, is altyd, maar daar's nie tyd nie. Daar's nie tyd nie. Daar is tyd. Ons moet dit net uitkoop. Ons moet in 'n gewoonte kom om dit te doen. As jy uit skuld vandag wil kom, dan moet jy besluit, ek gaan dinge anders doen. Die manier hoe ek voorheen goed gekoop het, die manier hoe ek voorheen iets gedoen het in terme van my finansies, moet ek nou 'n begroting hê. Ek gaan ander keuses moet maak. Ek gaan moet kyk wat ek koop. Dit gebeur daagliks. Dis wanneer ek 'n besluit neem. Dis mikrobesluite. Dis om te sê, ons gaan kook plaas van KFC vanaand. Né? Ons gaan kook plaas van KFC vanaand. As jou huwelik op die rotse is of op 'n slegte plek is, dan moet jy iets daaraan doen. Jy kan nie net verwag hoe die ding gaan homself net
uitsort nie. Nou moet jy en jou vrou tyd uitkoop en met mekaar praat. Met mekaar sê, hierdie is hoe ek voel. Hier's waar ek is, hier's waar jy my seer gemaak het. En is baie keer die moeilikste besluite is juis in daai oomblikke is om te sê ek gaan kies om te praat. Ek gaan kies om dit uit te sorteer. Hierdie goed kan net gebeur. Jy sal saai wat jy maai. Jy sal saai in terme van die oes wat jy uitgee. Die belangrike ding is dat ons kan nie verwag dat ons, as jy nou na jou lewe persoonlik en al hierdie goed wat ek nou genoem het, kyk, en jy sê, okay, ek wil verandering maak, dan kan jy nie verwag, as jy nou een saadjie in die grond gesit het, dat ewe skielik môre of oormôre is die oes op nie. Dis nie hoe dit werk nie. As jy met enige boer praat, geen boer kry 'n oes na 3 dae nie. Geen boer nie. Maak nie saak wat hy plant nie. Daar is nie 'n oes in 3 dae nie. Sien, ons dink baie keer, ons het hierdie mentaliteit van ons het ons nou 1 keer of 2 keer of 3 keer iets goeds gedoen. Iets verander. Dit vat tyd. Nee? As jou huwelik op die rotse is, dan het dit 'n tydjie gevat, 'n lang ruk om jou huwelik daar te kry. Dit gaan 'n tyd vat om jou huwelik weg van dit te kry. As jou finansies op 'n rowwe plek is, gaan dit tyd vat, maar dit begin vandag. Jy sien, die oes is 'n belofte. Dis 'n belofte. God sê, dit gaan gebeur. Maak nie saak wat nie, goed of sleg. Dit maak nie saak wat se een jy doen nie. My laaste punt vanoggend wat ek wil maak is, een saad kan 'n verskil maak. As jy vanoggend net sê, Here, maar ek het net hierdie een ding wat ek kan doen. Ek weet daar's 'n klomp goed in my lewe wat ek moet regmaak, maar net hierdie een. En jy begin daagliks werk om 'n gewoonte te skep. Een saad kan baie vrug dra. As jy ooit gekyk het na 'n vrugteboom, is een saad wat ontkiem het wat baie vrug dra. Ja, dit vat tyd, maar die oes kan groot wees in daai area van jou lewe. Klein saadjies kan 'n groot opbrengs gee. Dit wat jy vandag doen, al is dit hoe klein, al sê jy vanoggend, Here, net hierdie een ding, gee ek vir u, en ek gaan dit daagliks water gee, ek gaan daagliks werk daaraan. Wat se gewoontes is al wat jy kan implementeer in jou lewe? Wat se gewoontes is al wat jy dalk moet verander? Sien, baie keer is dit net 'n verandering van gewoontes. Dis net ek doen dinge bietjie anders. Sien, want wanneer ons blydskap saai, dan oes ons vertroue. Wanneer ons luiheid saai, dan oes ons wat 'n tekort. Ons is angstig. Wanneer ons gebed saai, dan kry ons krag. Wanneer ons in meer skuld is, dan oes ons angs. Dan raak ons bang. Wat ook al jy insit, dit kry jy uit. En my afsluiting vraag vanoggend vir jou is, waar het jy jouself dalk mislei? In hierdie areas, waar het jy jouself mislei? Is daar iets wat jy moet doen? Is daar iets wat jy moet verander? Is daar iets waar jy gedink het, ag man, dit gaan net homself uitsort? Wat moet jy doen? Wat 'n saad het jy gesaai wat jy vandag moet stopsit? Miskien het jy verwoesting gesaai.
Miskien is dit God wat vanoggend vir jou sê, stop om daai ding in jou lewe te saai. Hou op om negatief oor jouself te dink. Hou op om jou finansies te hanteer asof dit niks is nie. Moenie arrogant wees nie. Sien, wanneer ons onsself toenader aan die Here, wanneer ons buig voor die Here, dan word ons humble. Ons is nederig. En in nederigheid kan mens baie dinge doen. Is al enige iemand hier in hierdie kerk wat uit hoogmoed 'n verhouding kon red? Enige iemand. Maar nederigheid, ja. Die uitnodiging is God nooi jou en my uit om die regte saad te saai. En my gebed is regtig vanoggend vir jou, dat die Here met jou sal praat. Ek het op Kersdag gesê, God is 'n God van persoonlik. Hy kyk na jou. Hy's nie geïnteresseerd in die mense rondom jou nie. Hy kyk na jou en waar jy staan met hom en waar jou familie staan met hom. En hy het 'n plan. Kom ons sluit die oë. Here, U is ons God. Here, net U weet wat se saad ons saai. Net U weet wat se oes ons het op hierdie stadium. Here, maar my gebed is dat wanneer ons na hierdie goed kyk, dat in 5 jaar, in 1 week, in 1 maand, in 1 jaar van nou af, dat dinge anders sal wees. Here, ek wil kom bid vir elke persoon wat 'n besluit binne hulle harte vanoggend en in die dag daarna en die dag daarna maak om te verander, om ander saad te saai. Here, dat U hulle sal help om dit te laat groei, dat dit 'n goeie oes sal aflewer. Here, dat hulle die verryking in hulle eie lewens sal sien. Here, dat U hulle sal restoreer en bring na 'n plek toe waar U hulle volle hart het. Alles van hulle. Here, dankie dat U 'n God is wat persoonlik is. Dat U persoonlik met ons kom praat. Dat U omgee vir waar ons sit en ons familie. En Here, dat U ons nooit los nie. Help ons om te doen wat U wil hê. Help ons in ons dag tot dag ritmes om te doen wat U van ons vra. In Jesus naam. Amen. Gemeente, kom ons staan saam, dan sing ons slotlied saam.